En dan Vanessa, ek weet jy die vriendin Vanessa, jy het gister gesê sy het elke oggend vir jou Bybelversie gestuur en vir jou gestuur, jy moet voor die spieël gaan staan. Ek dink jy moet dit 'n bietjie share, want baie keer ons vriendinne, ons staan buitekant en ons weet nie hoe om iemand te ondersteun. Ons sien hulle swem deur die diep rowwe see en ons weet nie of tref jy goed regtig nie. So vertel 'n bietjie jou ondervinding van wat Vanessa al so gedoen het en wat dit regtig vir jou 'n groot verandering gemaak het. Dit is eintlik 'n unieke storie en jy weet nie eers van hierdie stuk nie. Ek ken haar al 16 jaar en ons was saam kuier buddies en toe hulle terugkom van Mosambiek af, toe sy en haar man vreeslik verander en ek en my man was half ongemaklik om daar te gaan kuier want weet jy, voel nou kan jy nie meer 'n glasie wyn drink of so nie. Al het hulle nog, weet, ons het nog gekuier en so aan, maar ek kon 'n verandering in hulle sien en ek weet nie of dit jaloesie of vrees was nie. Maar sy het aangehou bid, sy's 'n kandidoder, tot die punt dat ek partykeer vir haar wou sê, ag man, Bogrof, of ek wil nie haar oproep optel nie, maar my vinger kon nie keer om daai foon op te tel nie. Dan sê sy vir my, gaan jy dit doen? Dan sê ek, ja Vanessa. Dan stuur sy vir my die ellelange ding, en sê sy staan voor die voor die spieël, en sê dit vir jouself op en kyk vir jouself. En as 'n alkoholist haat jy dit om in die spieël te kyk, of ten minste ek het, want jy sien die skaam in jou eie oë, jy skaam vir jouself, jy's teleurgesteld in jouself, jy lyk fisies sleg. En dis asof jy 'n ander siel daar sien staan, of geen siel nie, dis dood in jou oë. En ek het dit gedoen, want ek moes, ek wou nie, daar was geen siel daarin nie, maar ek het dit gedoen, pligsgetrou. Ek dink sy het maar net geweet, dat sy moet my forceer om dit te doen. En ek sal nooit vergeet nie, ek het eendag verby die spieël gestap, sonder 'n versie, dit was nou toevallig net verby die spieël gestap, en ek het myself gesien vir die eerste keer, soos wat ek dink die Here my sien. Ek het dit nie toe besef nie, maar, en ek het na myself gekyk en gedink, wie is daai mooi ding? Jy lyk not a shabby night. En dis toe ek nog in addiction was, maar sy het my stadig aan, met die hulp van die Here en die Heilige Gees, begin opbou, en laat ek my sien soos wat die Here my sien, soos wat hy my geskaap het, wat my doel is, die ek wat ek is, wat ek was, wat ek moet wees. En dan was daar nog 'n baie oulike storie en jy het geweet ek gaan dit ook vir jou vra. Vertel 'n bietjie wat het jy by jou vorige drankwinkel gaan doen? Ek het, my man het my kom haal by die rehabilitasiesentrum en hy het by die Spar ingegaan om vir my 'n bietjie gegeurde water en sappies te koop en so aan, sodat die mond net kan besig bly met iets anders. En terwyl hy in die Spar is, het ek gou uitgeglip en by my local dealer, as ek dit so kan stel, my bottelstore ingegaan en die dametjie gaan groet, swart dametjie met 'n hart van goud, en ek het vir haar gesê, sy sê ek het jou lanklaas gesien, ek sê ja, ek was bietjie by rehabilitasie en sy was vreeslik geskok geweest. Ek weet nie hoekom nie, sy het my elke oggend gesien, maar okay. En sy sê, hoekom het ek gegaan, het my man my gedwing? Ek sê nie, ek wou gaan, want ek is alkoholist. En ek het vir haar gesê, maar ek is hier om vir jou te sê, jy gaan my weer sien, ek gaan jou kom groet as ek Spar toe kom, maar jy mag nooit weer my drank verkoop nie. En sy het vir my drukkie gegee en gesê, dis reg so. Ja, dit is so bold. Ons het gister hiervan ook gepraat. Dit was verskriklik bold. En as ek nou nog iets uit jou uit mag uittrek, en jy was by jou dogtertjie se juffrou ook, en dit was ook vir my 'n kosbare storie. Ja, kyk, toe ek en my man nou ernstig oor hierdie ding begin praat en begin verhoudings affekteer en lewens affekteer en daai tipe goed het. Eerstens het na my dogtertjie laas jaar se juffrou gegaan en vir haar gesê, want ek wou 'n bietjie praat oor my kleintjie se ontwikkeling en so aan, en ek het vir haar gesê, weet, ek het 'n drankprobleem, maar ek werk daaraan, en sy het vir my gesê, ek lyk baie goed, en sy is baie trots op my, maar ek moes oop kaarte speel. En dit was moeilik, maar die enigste rede hoekom ek gedoen het, is ek moet seker maak dat die mense wat die meerderheid van die tyd met my kinders spandeer, sensitief is vir die onderwerp, en subsequently daarna het my man na die skoolraad toe gegaan en maar met goeie bedoelings en met my toestemming vir die hoof gaan vertel, dis waardeur ons gesin nou gaan, kan julle ekstra oogie op ons twee dogtertjies hou en net vir ons laat weet as daar issues is, ons werk daaraan, it's a work in progress en daar gaan slip-ups wees, maar as daar iets is, jy weet, ons wil nou nie julle moet nou verkondig nie, maar ek het ook spesifiek vir die hoof gevra om vir my oudste wat klasse wissel, vir elke onderwyser bewus te maak daarvan, sodat hulle weet, want dis maklik as hulle een onderwyser het, maar as hulle paar het dan, en veral, weet, is dogtertjies, en nou het sy ewe skielik mans onderwyser, so hulle moet
maar en jy weet maar 'n man se sensitiwiteitsvlak is maar bietjie laer as 'n vrou se. So jy weet hulle moes maar net 'n bietjie ekstra oogie hou en dis moeilik want dis 'n klas van 25-30 kinders. Maar hulle was baie akkommoderend en daar's ook 'n groep van ma's wat Vrydagoggend as ek dit reg het bid vir die kinders, die ouers en die onderwysers en ek glo in my hart dat dit een van die gebedsversoeke was op daai lys en ek's dankbaar daarvoor en my missie vorentoe is om hulle te join om ander mense te help. Toe ek selfsugtig was en eerder in die oggend my wyn wou drink in plaas van saam met hulle bid en nou gaan ek dit verander. Ja, that's amazing. En dan was daar nog 'n storie wat jy my ook vertel het wat my diep aangeraak het, was van jou vriendin toe jy vir haar vertel het jy sukkel hiermee. Dis vir jou kompliment gegee in plaas daarvan om jou verder af te kraak en ek dink daar's vriendinne wat ook dit moet hoor. Ja, ek het 'n baie dierbare vriendin en toe ek in rehabilitasie ingaan, toe het ek nie vir baie mense gesê nie. Ek was op daardie stadium nog skaam. Deur het nog 'n pad met my gestap. Wel uitgestap, ek het saam gesleep nou maar ten wil en dank. En ek het nou maar elke dag soos die Here op my hart gelê het, vir so een of twee vriendinne of vriende laat weet, of dit nou op WhatsApp of voice note was. Ek het nie altyd die moed gehad om telefonies te praat nie, maar die trane lê maar naby. En dit het lank gevat om te antwoord. Dit was vir my baie seer want ek is baie lief vir haar. Sy is vir my baie na vriendinne en ek het vir haar gesê ek's alkoholist en sy het eerstens jammer gesê dat sy dit nie agtergekom het nie. Min wetende het sy voor die tyd vir my die liedjie van Danny Goukie gestuur en die video oor sy lewe en Tell You How To Be Again en dit resonate vandag nog by my en sy het gesê dis vir so sad dat dit met my gebeur het want ek is so goeie mens en ek het 'n hart van goud en dit het my diep geraak want in daai oomblik wat jy voel soos laer as slijm, ek het amper ander woord gesê, het ek geweet dat hulle sien nog deur daai gekraakte pot is daar nog 'n liggie. Hulle weet wie ek is in my hart. Dis iets wat gebeur het en dis verby. Wat was die turning point? Om uit addiction uit te kom. Hierdie week, hierdie program julle, want ek het geglo in rehabilitasiesentrums en ek dink 'n deel van my het dit gedoen om almal tevrede te stel en huwelike te red en daardie tipe goed. En ek dink baie mense doen dit, al erken hulle dit nie. Maar ek dink geen instansie en geen mens gaan enigiemand genees nie. Net God gaan dit doen. En as jy die regte mense kry wat jou nie afkraak nie, want laat ek vir jou sê, 'n alkoholist en 'n addict, as hulle op die regte punt kom, ons is goed daarmee om onsself af te breek, baie goed daarmee. Ons het nie ekstra hulp daarmee nodig nie, regtig. So as jy by 'n plek kan kom wat vir jou liefde gee, jy kan aanvaar sonder oordeel en jy daai pad kan stap met die Heilige Gees en die Here en vir jou die gawes en die tools kan gee om daardeur te kom. Hierdie week is my turning point. Hierdie hele week, elke dag was daar 'n blessing en ek het die Here se nabyheid soveel meer gevoel, die onderskeiding, en ek het gesien waar ek deure oopgemaak het vir verkeerde goeders wat vir my onskuldig was in 'n dwaase soek na antwoorde by mense en chakra musiek en mediums en daai tipe goed wat ek geglo het van die Here afkom, het ek besef mense kan nie vir jou 'n antwoord gee as hulle nie gelei word deur die Heilige Gees nie. So maklik soos dit. En die enigste, net die Here kan jou genees. Jy het nie eers 'n rehabilitasiesentrum nodig nie.